Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Sondagoggend. Ja, onthou ons eredienste vandag, 8uur in Escort, 10uur in Mooirivier en dan vanmiddag 4uur hierso in Wenen. Ons gaan voort met Lukas 8 en vanaf vers 26 af. Hierna is na die storm op die see, nadat Jesus met die storm praat en hier bedaar dit. En onthou die woorde wat ons gehoor het, toe is hulle almal deur groot angs ontvang, en gevra, wie is hy tog? Hierna het hulle verder gevaar na die land van die Geraseners, wat oorkant Galilea is. Toe Jesus aan wal stap, het 'n man wat in die mag van demone was, om uit die dorp tegemoet gegaan. Hy het al vir 'n hele ruk nie meer klere gedra nie, en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen die rotsgrafte. Toe hy Jesus sien, het hy uitgeroep, voor hom neergeval, en met 'n harde stem geskreeu, los my uit, Jesus seun van God, die Allerhoogste, ek smeek u, moet my nie pynig nie. Want Jesus was op die punt om die onrein gees wat hom al baie kere beetgepak het, te beveel om uit die man uit te gaan. Hulle het hom voortdurend met hand en voetboeie geboei om hom in bedwang te hou, maar hy het die boeie uitmekaar geruk. En is deur die demoon na verlate plekke gedryf. Jesus het hom gevra, wat is jou naam? Legioen het hy geantwoord, want baie demone het in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onpeilbare diepte te laat weggaan nie. Daar het 'n taamlike groot trop varke teen die bergang gewy. Hulle het hom gesmeek om hulle toe te laat om in die varke in te vaar. En hy het hulle toegelaat. Die demone het uit die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop het op loop gesit, teen die helling af, die see in en versuip. Toe die wagters dit sien, het hulle op die vlug geslaan en dit in die dorp en op die platteland gaan vertel. Die mense het gaan kyk na wat gebeur het. En toe hulle by Jesus aankom, vind hulle die man uit wie die demone uitgegaan het, waar hy by Jesus se voete sit, met klere aan, en by sy volle verstand. En hulle het bang geword. Diegene wat dit gesien het, het vir hulle vertel hoe die besetene gered is. Toe het al die inwoners van die omgewing van Gerasa Jesus versoek om van hulle weg te gaan, omdat hulle deur groot angs oorval is. Hy het toe in die boot geklim en teruggekeer. Die man uit wie die demone uitgegaan het Jesus gesmeek om by hom te kon bly, maar hy het hom weggestuur en gesê, gaan terug na jou huis en vertel daar wat God alles vir jou gedoen het. Hy het toe weggegaan en dwars deur die dorp bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Ja, vriende, daar's so baie in hierdie teks vanoggend. Hier kom Jesus aan wal, hier storm 'n man hom tegemoet. Nou weet ons, hierdie man het baie bose geeste in hom. So hier is nou die geveg, hier is die oorlog, hier is dit Jesus teen al die bose geeste. Nee, en hulle storm hom, asof hier nou hierdie groot geveg gaan plaasvind. En dan sien ons wat gebeur. Hy val net voor Jesus neer. Dit is baie belangrik dat ek en jy verstaan, daar is nie eers 'n geveg nie. Die bose val net voor Jesus neer, en hulle erken onmiddellik, Jesus seun van God die Allerhoogste. Nou, 'n groot ding van hierdie hele gedeelte en die gedeelte van die storm op die see gaan oor wie is Jesus. Die bose het nie 'n kans nie. Dis nie 'n geveg wat, kom ons sê, dit in ons taal, 'n regverdige geveg is nie. Jesus het by verre al die mag, hy is sterker, hy spreek 'n woord en hierdie bose geeste moet hom gehoorsaam. Daar's geen geveg nie, daar's nie 'n oorlog nie. Dan
stuur Jesus hulle daar in die varke in. Nee, en die varke hardloop daar by die berg af. En hierdie man sit by Jesus. Nou het hy klere gekry, hy is by sy volle verstand, hy hoor nou, hy leer nou by Jesus. En dan sien ons ek wil gesê het 'n vreemde verskynsel, dalk is dit nou nie so vreemd nie. Die mense van die dorp versoek vir Jesus om van hulle af weg te gaan, want angs het hulle oorval. Geliefdes, sien, wanneer ek en jy gekonfronteer word met God, en ons kry besef van sy grootheid, dan moet daar 'n stuk angs saam met dit wees, maar die disippels se angs het gemaak dat hulle by Jesus bly. Hierdie man wat gered is, hy smeek Jesus dat hy saam met hom wil gaan. Maar die dorp se inwoners vra vir Jesus om van hulle af weg te gaan. Dit laat die vraag by my en jou ontstaan, wat maak ek en jy met God? Wat maak ons met sy teenwoordigheid? Soek ek dit? Pleit ek om dit te hê, of vra ek ook vir Jesus om my eerder van my weg te gaan? En kyk nou wat gebeur. Jesus sê vir die man, nee, gaan terug huis toe, en dan, let presies op die woorde, en vertel daar wat God alles vir jou gedoen het. Hy het toe weggegaan en dwars deur die dorp bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Hierdie man doen presies wat Jesus gesê het, maar hoor die fyn woordspeling in die teks. Gaan vertel wat God vir jou gedoen het, en hy gaan vertel wat Jesus gedoen het. Absolute were beklemtoning dat Jesus God is. Ek en jy moet dit in die evangelie raak sien. Hierdie gaan oor die identiteit van Jesus, dat hy God is. Geen bose magte kan teen hom staan nie. Amen. Here almagtige God, so baie keer staan die bose magte op, lyk dit of hulle ons stormloop. En Here, U het klaar die bose oorwin. Help ons om in hierdie waarheid vas te hou, help ons om in hierdie waarheid te leef. En Here, help ons om op U te vertrou, want ons bely dat die Here Jesus Christus God is. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.